Die Tweede Wêreldoorlog het Europese koloniale magte verswak en gesukkel om hul greep op Afrika-gebiede te behou. Hierdie kwesbaarheid het die weg gebaan vir dekolonisasie, soos wêreldwye kritiek op kolonialisme het harder geword, aangevuur deur die Verenigde Nasies se voorspraak vir selfbeskikking. Die proses van dekolonisasie en die globale impak daarvan konteks na die Tweede Wêreldoorlog, Europese moondhede, ekonomies en polities verswak deur die Tweede Wêreldoorlog, het gesukkel om beheer oor Afrika-kolonies te behou. Terselfdertyd het wêreldwye kritiek op kolonialisme gedryf deur die Verenigde Nasies en die opkoms van die Verenigde State en die ISR as supermoondhede die eise vir onafhanklikheid versnel. Opkoms van Afrika-nasionalisme, politieke bewegings en leiers insluitend Kwame Nkrumah in Ghana, Jomo Kenyatta in Kenia en die Afrisan National Congress in Suid-Afrika het burgers gemobiliseer deur aktivisme, onderhandeling en in sommige gevalle gewapende stryd en selfregering en die einde van buitelandse oorheersing geëis. Belangrike mylpale, onafhanklikheid het met Libië begin 1951 en het deur die 1950s en 1960s versnel, insluitend Ghana 1957, Nigerië 1960, Kenia 1963 en Zambië 1964. Sommige lande soos Algerië en Angola het langdurige oorloë teen koloniale moondhede ervaar. Impak op voormalige koloniseerders, Europese nasies het politieke beheer, ekonomiese voordele en toegang tot grondstowwe verloor. Lande soos Frankryk en Brittanje het probeer om invloed te behou deur ekonomiese of politieke bande, terwyl die agteruitgang van koloniale ryke 'n verskywing in globale magstrukture aangedui het. Globale en koue oorlogkonteks, nie-onafhanklike Afrika-state het dikwels arenas vir Amerikaanse en Sowjet invloed geword. Beide supermoondhede het hulp, militêre steun en politieke steun gebied, wat dekolonisasie aan breër koue oorlogdinamika gekoppel het. Ten slotte het dekolonisasie in Afrika die kontinent en die wêreld getransformeer en formele koloniale bewind beëindig terwyl nuwe globale dinamika geskep is. Die blywende politieke, ekonomiese en sosiale nalatenskappe van kolonisasie vorm egter steeds Afrika se moderne ontwikkeling en identiteit. Dankie dat u by ons aangesluit het.